'n Nuwe onwettige gewigsverliesinspuiting wek kommer en stel jouself vir eisige weer hierdie naweek. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. 'n Nuwe gewigsverliesinspuiting is glo besig om die Suid-Afrikaanse mark te stormloop. Retatrutide oorskadu nou selfs produkte soos semaglutide wat die diabetesmedikasie Ozempic is en tirzepatide wat Mounjaro is. Die Mail and Guardian se ondersoek dui daarop dat die produk nog onwettig en nêrens goedgekeur is nie, maar dit word aktief in Suid-Afrika verkoop, gekoop en ingespuit en skep volgens kenners 'n swartmark en 'n ondergrondse ekonomie. 'n Algemene praktisyn van Pretoria, Dr. Angelique Coetzee, verduidelik waarom verbruikers eerder gewigsverliesinspuitings in samewerking met 'n mediese dokter moet gebruik. Nou die ander ding wat my baie ongelukkig maak is dat die pasiënte is te skaam om vir die dokters te sê, luister, ek kry nou hierdie medisyne by die gym. Hulle weet dis verkeerd. Sê dit nie vir ons nie, maar kom met hierdie klagtes en dan moet ons nou al begin om roetine te vra, luister, spuit jy nou iets want jy kan mos nou sien hierdie pasiënt het gewig verloor. So as jy dan nou die goed wil gebruik, wees dan nou net eerlik met jou algemene praktisyn. As ek nou 'n pasiënt is en ek het 'n neeweffek en ek beland in die hospitaal en ek beland in die hoë sorgeenheid, dan gaan ek daardie persoon wat dit aan my verkoop het, gaan ek siviel verantwoordelik hou. Daar's niks fout met Ozempic, Wegovy, Mounjaro nie. Gebruik dit saam met jou dokter, laat mens vir julle mooi leer en verduidelik wat aangaan. Bly weg van die goed wat nie eers 'n naam op het nie. Die Departement van Gesondheid in Gauteng het aangekondig dat hy deur bemiddeling gaan help om die wagtye vir spesialist-chirurgie vir kinders by die Charlotte Macleay Akademiese Hospitaal in Johannesburg te verkort. Volgens die departement word operasies tans bemoeilik deur 'n toename in noodgevalle, as ook 'n tekort aan operasieteaters en narkotiseers. Meer as 2000 chirurgiese prosedures word elke jaar uitgevoer. Die woordvoerder van die departement, Steve Mabona, sê dat hulle teatertyd voortaan meer doeltreffend gaan skeduleer en pasiënte strenger op grond van dringendheid prioritiseer. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê die aanvang van die belastingseisoen verloop suksesvol nadat die outomatiese belastingsaanslagproses Woensdag begin het. Volgens die SAID is sowat 1,5 miljoen belastingbetalers reeds geassesseer en het 6 miljard rand se terugbetalings uitbetaal. Die proses duur tot 12 Junie met die doel om vanjaar altesaam 6 miljoen belastingbetalers outomaties te assesseer. Die SAID sê stelselverbeterings is ook ingestel om die groot aanvraag te hanteer. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n kennisgewing uitgereik oor die herroeping van sekere Jaguar, Land Rover en Range Rover voertuie. Die herroeping raak voertuie wat tussen 2024 en vanjaar verkoop is. Dit hou verband met 'n meganisme in die enjin wat moontlik skade aan die oliesensor kan aanrig en tot gevaarlike olielekkasies kan lei. Volgens die kommissie kan dit 'n glygevaar inhou vir ander padgebruikers, veral vir motorfietsryers. Die NVK sê dat modelle van die Jaguar F-Pace, Land Rover Defender, Land Rover Discovery, Range Rover Sport en Range Rover Velar ingevolge 'n kennisgewing van Jaguar Land Rover South Africa herroep is. Eienaars van die geraakte voertuie word aangeraai om hulle naaste motorhandelaar te besoek. En Gautengse inwoners het vanoggend in ysige toestande wakker geword te midde van 'n koue front wat inwoners in groot dele van die land na hul jasse laat gryp. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê daar is 'n moontlikheid van ligte sneeu in die noordelike dele van die Oos-Kaap en Lesotho. Wax Weather se weerkundige Michelle Cordier sê die rugby geesdriftiges wat môre aand die Springbokke op Ellis Park in Johannesburg gaan ondersteun, moet hulself maar pantser. Die naweek bly die oggende yskoud met wyd verspreide ryp wat steeds moontlik is, maar gelukkig lieflike sonskyn toestande Saterdag wanneer die Springbokke vir Engeland aanvat in Johannesburg so rondom 16 grade die middag en 9 grade die aand. Teen die middag bly dit koud oor die binneland met maksimum temperature net so rondom 15 grade oor die grootste gedeeltes, net 12 die middag in Sutherland, temperature ook onder 20 grade oor die grootste gedeeltes van die Weskaap, maar lieflike toestande rondom die Ooskus waar temperature 20 sal bereik.
Saterdagmiddag is dit droog en sonnig oor die binneland, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste en noordooste. Sondagoggend weer eens yskoud met ryp oor dele van die Karoo en die sentrale binneland, waar minimum temperature weer eens rondom 0 sal wees, net 0 die oggend in Sutherland en Bethlehem, -2 in Bloemfontein en Garieptam. Teen die middag sal dit bietjie warmer wees in vergelyking met Saterdag, met temperature wat nou bo 15 grade sal styg, 18 die middag in Bethlehem en Ermelo, 19 in Johannesburg en lieflike weer wat voortduur rondom die ooskus met 23 in Port Edward en Durban, temperature wat onder 20 bly in Kaapstad. Teen Sondagmiddag sien ons steeds droë en sonskyn weer oor die land, 'n swak koue front wat suid van die land verby beweeg en dit bly droog teen Maandag. En op daardie noot bring dit ons aan die einde van vanaand se Visual Nuusbulletin. Baie dankie dat jy saamgekyk het. 'n Geseënde naweek. Ons is Maandag weer terug. Totsiens.